Môre, dis Woensdag die 8ste Julie en ek hoop dat jy God se genade vandag al raak sien. Gister het ons gesien hoe Josef in die donker gevangenis sy oë opgelig het. Hy het omgegee vir die skinker en die bakker se droefheid, toe hy gevra het waarom hulle gesigte so droewig lyk. Maar vandag gaan ons aan in Genesis 40 vanaf vers 9 tot 19 en die titel van ons dagstukkie is 2 drome, 1 kruis. Nou soos ouer gewoonte wil ek afskop met 'n vraag vir jou. 'n Baie eerlike vraag vir hierdie Woensdagoggend wat reguit na jou krikke gaan kyk. Waarop vestig jy jou hoop wanneer die nood wesenlik druk? Is dit op 'n invloedryke mens wat jy ken, 'n goeie koneksie? Of wag jy op God alleen? Wanneer die deure toe bly en die wagkamer swaar raak, beraam jy vinnige planne met mense of rus jy in die soewereiniteit van die Almagtige? Want Josef het vandag in hierdie teks 'n oomblik van diep menslike swakheid gewys wat ons nie kan miskyk nie. Nou kom ons begin in vers 9 en hoor die skinker se droom. Toe vertel die owerste van die skinker sy droom aan Josef en sê vir hom: "In my droom was daar 'n wingerdstok voor my. En aan die wingerdstok was 3 ranke en toe dit bot, skiet sy bloeisels uit. Sy trosse dra ryp druiwe. En die beker van Farao was in my hand en ek het die druiwe geneem en dit in Farao se beker uitgedruk en die beker in Farao se hand gesit." Nou Josef, deur die direkte openbaring van God, gee dadelik die presiese betekenis sonder op te twyfel. Die 3 ranke is 3 dae. Farao gaan hom binne 3 dae in sy amp herstel. Maar hoor wat doen en sê Josef toe in vers 14. "Hou my net in gedagte as dit met jou goed gaan en bewys tog barmhartigheid aan my en maak melding van my by Farao en help my uit hierdie huis uit." Dit was so geweldig menslik van Josef. Josef sien die vinnige politieke uitweg via die mag van 'n invloedryke prins. Hy probeer sy eie vryheid koop deur die arm van die vlees te vertrou. Maar kyk na die geweldige argitektuur wat God eeue van tevore hier in hierdie donkere neerskryf. Josef bring ook die harde oordeel aan die bakker in vers 19. Oor 3 dae nog sal Farao jou kop van jou af verhef en jou aan 'n paal ophang. Kan jy die prentjie sien? Josef sit as 'n absolute onskuldige man agter die tralies en God plaas hom reg tussen 2 skuldige oortreders. Sy woord bring 'n onfeilbare skeidlyn wat hulle lot bepaal. Vir die een kondig hy herstel en lewe aan binne 3 dae. Vir die ander een kondig hy oordeel en die dood aan. Dit is die presiese skaduwee van die heuwel van Golgotha. Wanneer die Here Jesus as die absolute onskuldige aan die kruis hang hy ook reg tussen 2 misdadigers. En sy teenwoordigheid bring presies dieselfde ewige skeiding tussen lewe en dood. Vers 14 gebruik 'n woord wat ons teologies moet oopbreek. Hou my in gedagte. Nou in die oorspronklike Hebreëus is die woord vir onthou zakar. Josef pleit by die skilder vir 'n zakar, maar vers 23 wys dat die skinker in shakach verval het. Hy het hom heeltemal vergeet. Nou soos ons almal weet, mense se geheue is wankelbaar en kort sodra hulle self weer gemak en voorspoed smaak. Maar God se zakar staan onwankelbaar vas vir altyd. God het Josef se vinnige menslike hoe-plan afgesny, omdat sy eie plan baie groter was. As die skinker vir Josef dadelik onthou het, sou Josef as 'n anonieme slaaf weggeloop het en hy sou die troon van Egipte heeltemal gemis het. God vertraag die uitkoms om sy dienaar gereed te kry vir die gewig van die heerskappy. En hier is die asemrowende skoonheid wat die prentjie volmaak omdraai. Josef moes 'n sterflike mens smeek om hom in gedagte te hou sodat hy vry kon kom. Maar aan die kruis smeek Jesus nie vir mense om hom te onthou nie. Nee, dis die skuldige misdadiger wat na Jesus kyk en pleit. Dink aan my, Here, wanneer U in U koninkryk kom. En waar die skinker vir Josef vergeet het,
Hoor die antwoord van die ware Josef aan daardie sondaar. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus het nie van die kruis af gevlug om sy eie lewe te red nie. Hy het gebly om ons sielsgevangenes te breek. God gebruik hierdie historiese feite om te wys dat hy volmaak regeer oor konings en gevangenisse. Jou naam is nie op die memorandum van mense geskrywe nie. Dit is in die handpalms van die Almagtige gegraveer. Kom ons bid saam. Here onse God, U is Yahweh, die God wat onthou en nooit vergeet nie. Vergeef ons, Here, waar ons hoop so vinnig op mense bou en dink U het ons versaak as hulle beloftes val. Here, dankie vir die genade dat die Here Jesus onskuldig tussen oortreders gesterf het om die ewige lewe vir ons te bring. Dankie dat Jesus aan die kruis die misdadiger onthou het en hom dadelik gered het sonder dat hy dit kon verdien. Here, help ons om vandag ons oë van mense af te haal en in die wagkamers van die lewe rustig te wag op U volmaakte tydsberekening alleen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Mense sal jou dalk in die steek laat of vergeet sodra dit met hulle goed gaan. Maar jou God vergeet nie sy eie nie. Elke krik wat vandag weggeskop word, is net God se manier om te sorg dat jy nie op die verkeerde plek land nie. Haal jou oë af van die wêreld se krikke en kyk op na die kruis. Die skinker het vergeet, maar die koning onthou jou vandag. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.